Ja. Dan sê hy. Ek hou daarvan om hard te praat met gemeentes. Baie dankie Marius, baie dankie broers en susters. Kom ons begin met ons voorsang, daar is so 'n verskeidenheid liedere. Dankie julle. Op
Baie dankie broers en susters. Julle kon nou mooi hoor, die mense van my tyd, die jong mense van my tyd was vinnig en aan die gang. Want al die liedere kom uit daai tyd. En al die mense van ons ouderdom, het ek sommer uitgehoor, julle ken dit man, julle sing en lekker. Ja, dit is beweeglike dinge met ritme. En so het dit in daai tyd gegaan. Maar nog steeds wonderlike liedere, baie is nogal opgeneem in die liedboek, so dis ook goed so. Die dankoffers vir môre gaan dan maak 'n verskil noodfonds. Miskien moet ek hier dan ek sommer daai afkondiging doen van die klere. Lise Kok het gevra, ons moet net sê baie dankie vir al die klere wat ingekom het. Daar is heel wat, daar is nogal baie klere daar op die verhoog, en ons is baie bly. Mense wat klere benodig, wat 'n tekort het, moet maar daarvan weet, en jy kan maar ook vir hulle sê, of jy kan hulle ook kom help om te kry. Dit is daar op die verhoog, hulle kan kom dit uitprobeer. Julle kan vir Lise kontak as julle nog meer wil hê, en dalk ook vir Shirley, of andersins Swanay De Bruin, sy sal vir julle baie help daarmee. Baie dankie aan die gemeente, daar was 'n goeie reaksie, terwyl ons daar is. Die aanddiens gaan voort op Sondagaande om 5:30, hier by die kerk en daar in die konsistorie. Ja, daar is gesê. Dan kom ons eers 'n bietjie by die verjaardag. Carly Schnettler. Waar is jy, Carly? Carly nie. Goed, maar sy is vandag. So ons sal vir haar sê, as hulle een of ander tyd kyk op die uitsending, dan weet Carly. Môre is Suzette Alberts en Okkert Kutse. Alet, wil jy vir ons ietsie sê oor môre? Oei, jy wil net wys op hom. Baie dankie, baie geluk Okkert. Baie seën vir die jaar. Sien Everts en Elise Goosen. Ek sien Maritjie wil sommer dadelik ietsie sê, Elise. Maar sy doen dit soms so by voorbaat, want sy weet wat kom. Baie geluk Elise, met môre se verjaarsdag en baie seën. Dan Woensdag is Carla van Wyk. Daar's ook 'n aanduiding, daar sy. Carla, baie geluk
Het help nie om daar so agter François weg te kruip nie. Julle kry jou in hierdie gemeente, jy weet mos. Baie seën vir die jaar, hoor. Dankie François, baie dankie. Toe maar, daar is almal nou oop. Mooi. En Heskutse, hier kan 'n mens tog maar dit sê nie, want dit is darem ons nou mooi. 81 jaar donderdag. Baie mooi. Baie geluk. Vrydag is Tersha Myntjies en Saterdag is Anelda de Tooi. Daar so langs Marius sit sy mos. Baie geluk en seën Anelda vir julle en vir jou. En ook Saterdag sal ook Fanie Pitter wees. Nou sê. Enige ander herdenkings, huweliksherdenkings en sulke dingetjies? Lyk my ons is versigtig om in die winter te trou. Maar party ander mense, daai ons wat so finansiëel slim is, hulle trou in die winter, want dan is al die pryse bietjie af, want dan kan ons nie so baie geld maak met hierdie stormloop van 'n oordadige lot wat in Desember wil trou nie. Maar dis nie die enigste rede nie, ek weet. Ek weet, dis nie die werklike rede nie. Dankie julle, daar's dit. Hier is afkondigings oor nog van ons mense. Anita Venter, weet ons, was in die hospitaal, Groenkloof. En daar het 'n mooi vervolg gekom na die herstel van vorige dinge wat verkeerd gegaan het. Sy is Vrydag ontslaan en sy is by die huis. Ons weet van Kotie se motorongeluk. Die sementtrok wat daar gestamp het. Sy was toe heeldag by Wilgers, maar die ekstrale het nou gewys niks is gebreek nie. Genade is onbeskryflik groot. Dan weet ons ook van mense wat geliefdes verloor het en bekendes verloor het aan die dood. Ons weet dat baie van ons mense siek is. Jane is byvoorbeeld geweldig siek met, ons sê maar griep, maar dat is nou allerhande dinge. Ons weet ons nou al hierdie goeders wat met die lugweë aangaan hierdie tyd van die jaar. Maar hier is sy toe nou. En sy het nou vir ons kom begelei, waaroor ons baie bly is. Baie bly ook, wil ek sommer sê, oor hierdie mense wat vir ons begelei met die sang, want hulle is sommer al 7:30 hierso. As jy dit nou in die somer sê, is dit nou nie so erg nie, maar as jy nou in die winter sê, hulle is al van 7:30 af hier, dan weet jy, dit is 'n groot opoffering. Baie dankie julle. En ons weet, julle sal nou allerhande goed sê en so, ons moet nou nie die kalklik op ons laat val nie. Ek is jammer julle, maar hier waar julle hier voor, dit is die kalk by dien op julle. So, dit is maar so. Maar ons weet ook, julle doen dit nie oor allerhande ander redes nie, as uit dankbaarheid, dat die Here die groot wonderwerk gedoen het om julle te red. En daarin is julle vir ons 'n voorbeeld, oor die dankbaarheid, waaroor ons dankie sê. Nou, hier is nou 'n interessantheidjie, na gisteraand se aandmark is hier heel wat pannekoeke oor aan die yskas. En die spesifieke afkondiging sê R20 vir 10. Ek mag nie sê R2 vir 1 nie. As jy 1 vat, gaan jy R20 vir 1 betaal. So, jy moet 10 vat, dan kan jy R20 betaal. En ek kan vir julle sê, julle moet vinnig wees. Want almal wat in die konsistorie gesit het en dit gehoor het dadelik gesê, ek vat soveel en ek vat soveel. So as ons nou hier afsluit, en jy wil hê, moet jy soos blits sal wees. Is daar nog 'n paar oor, Zeldien? Is daar 'n paar oor? Daar is nog 12. Hoeveel is julle? Kyk nie, dit is hulle wat hierdie afkondiging gemaak het van jy moet 10 vat. Want hulle sê, onthou nou dit 12 bakkies. Is nie 12 pannekoeke nie. Is daar 10 in 'n bakkie? O, jy kan nog, elke wat R20 kan storm en gou 'n bakkie gryp. Nee, wag nou maar dat Zeldine vir jou een gee. Goed, baie dankie julle. Nou het ons al daai sake reg. Kom ons sê maar vir mekaar hallo, so was ons dit nog nie gedoen het nie. Party van ons het bietjie later ingekom, nog nie almal hulle gesê nie. Sê maar hallo, hoe gaan dit? So rondom. Ek sien ons gemeente het mos nie eintlik mooi rangskikking van banke nodig om geselserig te raak nie. Ons doen dit sommer so in die rye.
Maar ek het nou gesien hoe mooi werk het daar in die konsistorie waar die banke nou so geskuif is. Dit was natuurlik vir die aanddiens, maar nou werk dit ook baie goed vir die kerkraad wat voor die diens by mekaar kom, want hulle gesels verskriklik, want hulle sien mekaar nou. Hulle sien nie mekaar se rug nie, hulle sien mekaar se gesigte, nou gesels hulle hoor. Jy sê jy staan en wag vir 'n geleentheid. Wanneer kan jy nou sê dat ons bid dat ons kan ingaan, want die tyd loop uit, man, dit kom nie. Lekker man, baie lekker, maar die gemeente is mos maar so en ons hou daarvan. Kom ons gaan dan voort met hierdie erediens verder, broers en susters. Ons begin hier die erediens, ons sit dit voort en ons sluit dit af in die naam van die Vader wat ons uitverkies het om aan hom te behoort. In die naam van die Heilige Gees wat ons heilig om gehoorsaam te wees aan hom. En in die naam van ons Here Jesus Christus met wie se bloed ons besprinkel is. Amen. Liewe broers en susters, genade en vrede vir julle in oorvloed van ons Here. Kom ons kom dan by ons loflied, dan sing ons dit saam. Kom ons staan. So op die kragpunt gesê het, daai 3,5 kinders wat vanmôre hier gaan wees, sal met vorentoe kom. Toe dink ek, dit sal nou nie mooi wees om dit te sê nie, want lyk my nou is ons so 1,5. Kom ander kindertjies, kom maar saam, hulle is al 'n bietjie ouer, julle kan maar kom. Ek weet as julle nou tieners is, dan wil julle verdwyn in die massa, maar in hierdie gemeente gaan jy dit nie lekker reg kry nie. Toe is die 3. Toe is die 3 julle. Ek sien nog 3 wat kan bykom. Ek sien nog 3 man. Is 'n vashakkerytjie. Daar's hy. Goed, julle 3 julle, baie mooi. Maar ek weet julle gee nie om nie, want julle gaan lekker saam in die sanggroep sing. Of die begeleiers of hoe ons hulle noem. Hulle gaan ons 'n bietjie help, hoor, met 'n lekker lied, maar ek dink baie van julle ken dit, want ek is so bly as ek eers sien 'n skool sing aanhoudend hierdie lied. Al die laerskole veral. Dit is 'n wonderlike boodskap en ons gaan hom ook doen, maar ek dink julle ken hom nou al, as ek so praat. Dan kom julle gesigte sien, julle weet al wat 'n lied is dit, nee. So kom ons gaan na hom toe. Kom staan maar so nader sanggroep, julle moet tog help sing vir hierdie arme 3 kindertjies. Kom staan maar op julle. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag, jy sal groei, groei, groei. En jy sal groei, groei, groei. En jy sal groei, groei, groei. Lees jou Bybel, bid elke dag, jy sal groei, groei, groei. En waar is jou Bybel? Vergeet om te bid, vergeet om te bid, vergeet om te bid. En waar is jou Bybel?
saam gesing, maar nou kan die gemeente maar staan, en eintlik is dit nou die gemeente se beurt, en julle moet wys, hoor? Staan maar op gemeente, dan doen ons hom weer, dan gaan maar 'n bietjie terug, so. Dat hy, ons moet wys. Lees jou Bybel met elke dag, met elke dag, met elke dag. Lees jou Bybel met elke dag, en jy sal groei, groei, groei. En jy sal groei, groei, groei. En jy sal groei, groei, groei. Lees jou Bybel met elke dag, en jy sal groei, groei, groei. Waar lees jou Bybel? Vergeet om te bid, vergeet om te bid, vergeet om te bid. Waar is jou Bybel? Vergeet om te bid, jy sal krap, krap, krap. En jy sal krap, krap, krap. En jy sal krap, krap, krap. Waar is jou Bybel? Vergeet om te bid, jy sal krap, krap, krap. Lees jou Bybel met elke dag, met elke dag. Wat is die laaste ding wat ek vir julle wil sê? Ja, baie mooi. Ek het gesê ek gaan op my rug val, laas wou ek nie, maar ek sal nou mos had ek op my rug geval van blydskap. Julle is besonders. Ja, ek weet, dit is 'n snaakse aand hierdie. Baie dankie julle. Daar's hy Alet, jy gaan saam met hulle. Baie dankie julle. Ons het hierdie mense mooi geleer, hoor. Waar is ons nou? Is ons nou al by die loflied is klaar, is ons nou al by die skuldbelydenis? Kom ons gaan maar na daai donker enetjie toe, voor ons by die skuldbelydenis kom, dankie. Voor hierdie een. Daar's hy, dankie, daar's hy, daai ene. Broers en susters, en hier kom ons dan, by daai geleentheid in die erediens, wat ons in ons eredienste het, dat ons ons voor die Here verootmoedig. Nou kom ons luister wat hy sê in sy woord. Daar's baie woorde wat aan die sweef is deur die wêreld, maar hulle almal is woorde van mense of iemand anders. Maar daar's net een woord van God. En dit is die een wat tel. Dit is die een wat uitgevoer sal word. En as hy dan vir ons sê ons moet hom lief hê met ons hele wese en ons naaste soos onsself, dan is dit die woord wat hy gaan uitvoer, ook in ons. Kom ons sit nou net so, en dan sing ons hierdie lied, waar ons nou erken dat hy die heilige is, en dat sy heiligheid juist deur sy woord sigbaar word. Kom ons sing dit.
dankie. Is ons klaar met julle vereers? Ja, daar is hy, dankie. Okay, daar is hy. Broers en susters, as ons nou gaan lees, dan gaan ons so verskeie verse en gedeeltes lees in die boek 1 Petrus. Maar dit kan ook goed wees as jy dit nou maar wil opsoek in jou toestel wat jy daar het waarin dit is. Dan gaan ons begin by 1 Petrus 1, vers 1 en 2. As jy wil opsoek, kry daai ene. Dan het ons hom, en dan gaan ons so deur 'n paar dinge in 1 Petrus. 'n Saak wat die Heilige Gees deur 1 Petrus aanspreek, wat baie belangrik is vir gelowiges, vir mense wat aan Christus behoort. Voor ons dan lees, bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U Here dat U hier by ons is. So naby dat U deur die Heilige Gees in ons is. Maar ons dank U ook Here dat U ons mense nog meer tegemoet kom, deur U teenwoordigheid sigbaar en hoorbaar te maak deur U woord. Dankie dat U so deur die millennia U teenwoordigheid by U mense gemaak het, deur U woord en deur die verkondiging van U woord. Dankie dat ons dit saam met mekaar kan doen in hierdie erediens, as broers en susters van mekaar. Dankie dat ons deur die manier waarop ons daaroor praat en deur die manier waar ons daarna luister, U verheerlik. Wat U teenwoordigheid so mooi en so ontwyfelbaar vir ons wys. Amen. Daar begin ons met 1 Petrus 1 en 2. Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die diaspora in Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bitinië. Dit is baie belangrik om daai plekname te hoor. Dit is so in Klein-Asië. Asië was nou nie die hele Asië nie, dit was 'n provinsie Asië wat toe later nou mos sommer die hele Asië geword het. Maar so in Klein-Asië, so Turkye, Sirië, Iran, daar rond daai plekke. Hulle wat uitverkies is volgens die voorkennis van God, die Vader, om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees en met die bloed van Jesus Christus besprinkel te word. Mag genade en vrede in oorvloed aan julle geskenk word. Dan is ons 'n bietjie verder in daardie hoofstuk by vers 17. En as julle hom wat nie volgens die uiterlike oordeel nie, maar ooreenkomstig elkeen se optrede wel as Vader aanroep, tree dan met ontzag op in die tyd van julle vreemdelingskap. Dis die belangrike woorde daar. En dan in hoofstuk 2 so sy middel. Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle as bywoners en vreemdelinge julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. Het jy nou eers lekker tuisgevoel in die wêreld? Gaaf! Jy verstaan alles, jy werk saam met alles, en al die mense verstaan jou. En hulle werk almal saam met jou. En hulle vind jou gelukkig. En hulle vind jou deel van hulle. En toe kom daar ergens 'n verandering. En toe voel jy soos 'n vreemdeling in die wêreld. Dinge is nou nie meer lekker nie. Ek pas nou nie meer in by die dinge rondom my nie, met die mense rondom my veral nie. En hulle kom ook agter dat ek nie meer by hulle inpas nie. En is vir hulle nie lekker nie. En dan laat hulle my ook verstaan, dit is nie vir hulle lekker nie. Want, dan is ek mos nou anders.
Nee, jy is nou anders, man. Jy weet mos hoe voel ons oor enigiemand wat anders is. Daarom is alle mense altyd vreeslik besig daarmee. Vir alle mense wat met leiding neem, is vreeslik besig daarmee, om te probeer om almal dieselfde te maak, en almal in dieselfde groep te laat wees. Want dit is baie makliker om sulke mense te bestuur. En die mense besef later, kyk, hierdie ouens gaan druk op my sit om dit te doen, en dan kom daar spanning, en juist word die spanning gebruik, om mense so te maak, dat jy later nou maar voorgee. Jy aanvaar al hierdie dinge wat al die ander mense vir jou vertel, hulle aanvaar ook. Dan gee jy maar voor. Maar dan so af en toe kom jy op iemand af, wat jy sien, hy gaan nie dit doen nie. En hy doen dit sy lewe lank nie, hy doen dit net nie. Of sy doen dit net nie. Dan vertel jy byvoorbeeld, ek neem aan 'n sekere sportsoort deel, en dan na die oefeninge, dan gaan sit ons nou almal daar in 'n spesifieke plekkie, en ons kuier tot wie weet watter tyd in die nag, en ons moet omtrent huis toe gevat word, omdat ons nie kan bestuur nie. Maar ek het dit nooit gedoen nie, sê hy. Na die oefening, dan klim ek in my kar en ek ry huis toe. En so 'n mens kom later agter, maar baie van die ouens wat maar so saamgaan met die groot groep, omdat die groep jou laat verstaan, dis die inding om te doen, wil dit eintlik ook nie gedoen het nie, maar hulle het net nie die moed gehad vir hierdie spanning, wat dit gaan veroorsaak as hy sê, nee, maar ek gaan nie daarmee saam nie. Waar lê die spanning? Dit lê oor die verskil van waardes. Jou waardes is anders as die waardes van die omgewing. En dit bring spanning. En almal wat jou wil laat doen wat hulle wil hê, span hierdie spanning in, om vir jou te laat sê, hou op om anders te wees. Val net in, man. Nou het ons altyd vertel, kyk tieners, hulle sê tieners is erg daarmee hoor. Kyk, as jy nie in is nie, maatjie, dan is dinge net verkeerd. Maar dan kom jy nog steeds op mense agter wat deur hulle tienerjare dit net nie gedoen het nie. Net gesê het nie, ja. Ek kan nie insien hoekom moet ek dit doen, net omdat daar vir my vertel word, almal doen dit nie. Want ek vind my glad nie gelukkig daarmee nie. Maar as dit nou weier in die gemeenskap uitkring, en jy is nou 'n ouer mens, dan begin jy agterkom, hoor jy, daar is allerlei implikasies in hierdie spanning. Ek pas nie meer in nie, want my waardes is anders. Jy kan later die rede agterkom, my waardes is anders, as die waardes wat hulle sê is in. Altyd. Maak nie saak hoe verander in die gemeenskap nie, my waardes is altyd anders as die wat mense vir jou wil vertel is in. Later raak jy dalk gewoond aan die spanning, maar jy kom agter daar's finansiële implikasies. Nee, jy is anders, ons gaan nie jou help met jou finansies, ja. Ekonomies anders, nee, ons gaan nie jou werk gee nie. Ons gee dit vir ons ouens wat inval, nie jy nie. Jy is mos nog anders. Sosiaal, al daai soort dinge, die groot veranderinge. Miskien is dit omdat daar 'n groot verandering in jou gebeur het, dat iemand jou waardes verander het. Jy was ook baie gelukkig in die wêreld saam met almal, al die waardes, ja, en jy het al die verskonings uitgedink vir hoekom daai waardes aanvaarbaar is. Ag, almal doen dit, ons kan dit ook maar doen. Ag, maar hoor jy, so die waardes van die wêreld het geskuif. Nou skuif ek ook maar. En toe kom iemand en hy verander jou waardes vir jou. En jy is baie bly daaroor, want jy besef toe, maar dis nie eintlik 'n bevryding uit hierdie vreeslike druk wat ouens op jou sit. Maar toe kom jy agter, nee, maar nou is al die spanning van daai ouens se kant, of die spanning, ek is nou nie meer in daar nie. Nou, ek weet ek nie of het jou pla nie. Kyk, as jy nou so ver voortgaan deur die lewe, dan begin dit jou nou al minder pla, gelukkig. Jy weet, daar is maar altyd spanning, en jy skrik nie meer vir spanning nie, want jy het al geleer om al wat 'n spanning is in jou lewe te hanteer. Maar miskien is jy nog nie daar nie. En miskien voel jy vieserig oor daar gediskrimineer word teen my. En ek kom dit oral agter. Ek kom oral agter, ek word net verdra. Ek word nie aanvaar nie, ek word verdra. En as daar geringste dingetjie in die gemeenskap fout gaan, dan sê almal dit is jou skuld want jy is anders. Maar ek het nou vir jou goeie nuus vandag. As jy so is en so voel omdat jou waardes die waardes van Jesus Christus is, dan is jy in baie goeie geselskap.
dan is jy in presies dieselfde geselskap as jou broers en susters oor 2000 jaar. En vir presies dieselfde rede, want jou waardes is anders. Jou waardes word vir jou geleer deur Jesus Christus. Want hy het vir jou bekend gemaak en vir my en vir ons almal. As jy wil weet wat is reg vir 'n mens, dan vra jy die een wat mense geskep het. Want hy weet hoekom het hy ons geskep en hy weet hoe ons moet leef om gelukkig te kan leef. Soos hy sê, natuurlik. En dan kan ek jou nog baie goeie nuus gee. Die hele brief 1 Petrus is geskryf vir jou broers en susters van lank terug wat in presies dieselfde situasie was. En kom ek sê jou nou maar, met hulle het dit baie erger gegaan as hierdie ou spanningkie wat ons voel oor die verskillende waardes vandag in ons situasie nou. Hulle was 'n baie kleiner minderheid. En die druk was baie groter, want mense se hele bestaan is deur hulle afgode bepaal, en as jy net iets gaan koop by 'n winkel en jy doen dit anders, dan kan hulle dadelik sien, jy is nie een van ons nie. Ons hoef nie dit te hê nie. Niemand stel belang in jou waardes as jy gaan koop nie, behalwe natuurlik as jy steel en hulle vang jou, dan gaan hulle jou reg sien, want hulle hou daarom daarvan dat hulle geld behoue bly. Maar ons wil dit in elk geval nie doen nie. Ons wil in elk geval nie steel nie, want dis nie ons waardes om te steel nie. So dis nie ter sake nie. Ek kan jou sê, al word daar heeldag met jou gepraat oor spanning en stres en sulke goed, ons spanning oor hierdie saak van ons waardes, die waardes van Jesus Christus, is vir ons nog steeds op hierdie stadium, hier waar ons bly, baie ligter as wat ons broers en susters van 2000 jaar terug gehad het. So met ander woorde, die goeie nuus wat 1 Petrus mee na kom, na so 'n gemeente toe wat sulke goed beleef, gaan vir ons nog baie makliker wees om te hoor, en makliker wees om te verstaan. Gaan doen jy nou 'n guns. Ergens vandag, dan gaan lees jy sommer die hele 1 Petrus deur. 'n Hele boek, ja. Ja, 'n hele boek, man, gaan lees hom deur. Weet jy hoeveel hoofstukke het hy? 5. 5 hoofstukke. Ek sê jou, ek sal nie eers 20 minute vat nie. Nee, maar dalk wil jy stadig lees en inneem, goed, maak dit 'n halfuur. Gaan lees hom, dan sal jy hoor. Wat sê die Heilige Gees? Want dis die een wat ons moet hoor. Wat maak ons in so 'n situasie, Here? Hy sê daar, hierdie is die dinge wat julle moet doen as julle in so 'n situasie is. Here, hoe moet ons nou met ons verskillende waardes in hierdie wêreld oorleef in so 'n wêreld waar daar druk op ons is om die waardes van steel en korrupsie en moord en allerlei ander goed wat nie ons waardes is nie te aanvaar? Hoe moet ons dan nou maak in so 'n wêreld? Die Here sê, dis reg. Julle moet my vra. En ek het julle geantwoord in 1 Petrus. Here, hoe moet ons kontak hê en interaksie hê met hulle, want ons is nog heeldag as ons koop en verkoop en werk en op die pad is en oral en net rondloop en by ons familie kuier en waar ook al, is ons heeltyd tog in die teenwoordigheid van mense met ander waardes as ons. Hoe moet ons nou met hulle op daai vlak en op daai gebiede praat? Wat 'n interaksie moet ons nou met mekaar hê? Dan sê die Here maar, hy het ons nou 2000 jaar terug al ons al geantwoord. Met die brief van 1 Petrus, natuurlik al die ander dinge wat vir die gemeentes gesê word, ook met in daai situasie is. Maar ons gaan nou mos nou kyk na 1 Petrus en ons het dit nou gelees. Die eerste ding wat 1 Petrus sê, waar die Heilige Gees sê, maar julle Christene is vreemdelinge. Julle is in die diaspora. Ons weet nou al, die diaspora beteken, is 'n woord wat die Jode gebruik het, omdat hulle so deur die hele wêreld versprei geraak het, nadat die Romeine Jerusalem en die tempel verwoes het die Jode eintlik oor die hele wêreld versprei geraak, en dit is maar nog vandag so. Al het hulle daarom nou weer 'n land wat hulle eie kan noem. En hulle daai verspreiding van hulle self tussen ander mense, 'n minderheid tussen ander mense genoem die diaspora. En hier skryf 1 Petrus en hy sê van die Christene, maar julle is eintlik in 'n diaspora. Julle is so 'n groep wat so tussen die wêreld versprei is. Die wêreld vol met al sy verskillende waardes op verskillende plekke, is julle ook daar met julle waardes. Vreemdelinge.
Nou die vreemdelinge is nie noodwendig verwerptes nie. Die vreemdelinge het ook nie dalk nie huise nie. Hulle het huise. Hulle kan ons maar sê blyplek. Hulle het blyplek gehad, die vreemdelinge. Daai Griekse woord wat daar gebruik word. Maar hulle het nie ingepas nie. En hulle het nie ingepas nie omdat hulle anders was. En omdat hulle waardes anders was. Het hulle nie ingepas nie. Ek bedoel by die breë gemeenskap nie. Nou maar, dis maar vandag ook nog so, nee, selfs nie net vir Christene nie, daar is baie groepe en groepies deur die wêreld, wat nie regtig by ander groepe inpas nie. Die kultuur is maar bietjie verskillend, dis nou maar kultuur, jy weet. Maar by ons is die saak, Jesus Christus. Jesus Christus en sy waardes en sy gees wat in ons woon, maak ons anders. Nou wat is die eerste ding wat die Heilige Gees vir die gemeente sê? Want jy weet, jy kan ons nou baie raad kry. Jy kan nou baie raad kry. Hoe moet ons nou oorleef in so 'n wêreld waar ons anders is? Hoe moet ons nou floreer in so 'n wêreld waar ons anders is? Dan kry jy baie raad, man. Een van die raad wat jy sal kry, soms as jy van die wêreld se raad wil hoor, hulle sal sê, nou maar, hou op om anders te wees, man. Wees soos ons. Steel wanneer jy kan steel. En voete rond met jou huwelik wanneer jy kan. En hoor ek kyk, as 'n ou nou regtig baie planne, en wil nou nie ophou nie, man, dan maak jy sommer 'n einde aan hom, man. Dan sal jy inpas, man. Ons sal jou aanvaar, jy sal een van ons wees. Gaan kyk maar 'n bietjie of hulle mekaar aanvaar. Maak maar net seker, jy sal dit dadelik sien of dit sal help. Wat sê die Here? Die Here sê, ons moenie ons andersheid verkleineer nie. Ons moet dit nie kamoufleer nie. Ons moet nie maak of ons nie anders is nie, net om, ag, vir die liewe vrede, jy weet. Hy sê nee, moenie dit doen nie. Moet ook nie julle andersheid minag nie, sê die Here vir ons. In 1 Petrus, hy sê, weet wat julle waardes is en hou julle waardes vas, want julle weet by wie julle dit gekry het. Want julle het 'n tuiste. Julle tuiste is nie by die mense wat nie julle waardes het nie. Julle tuiste is by die een wat vir julle waardes gegee het. Want hy skep 'n groep waarin hy vir jou inbring, waarin jy baie tuis is. Jou broers en susters, wat jou waardes deel, wat ook nie wil steel nie, en ook sê mens steel nie, wat ook sê mens belieg nie mense nie, wat ook sê mens versprei nie allerlei vals storieetjies oor ander mense net om hulle by te kom nie. Selfs al doen hulle dit met jou. En dan kom jy so tussen jou broers en susters en dan sê jy, maar ek het 'n tuiste, man. Ek is nie buite 'n tuiste nie. Die Here het vir my gemaak. En dan sê hy in 1 Petrus sê die Here, want julle moet weet hoe wonderlik is julle tuiste. Julle het die beste tuiste. Wil jy teruggaan na 'n krot toe? Daai krotte waar in die wêreld bly en mekaar se goed steel en breek en alles en afbrand en so. Wil jy net teruggaan so toe? Nee, sê die Here. Jy het 'n vaste tuiste by jou Here. En jou broers en susters is ook daar. Bly in die tuiste waar die Here jou ingebring het. Moenie dit probeer ignoreer nie. Moenie probeer sê, ag, nee, ek is jammer dat ek 'n Christen is nie, maar dit is nou maar my waardes. Nee, moenie dit verkleineer nie. Moenie jou waardes minag nie. Jy het die beste waardes, want jy weet van wie jy dit kry. Ek het eendag so by 'n mens gehoor, een mens het gewoonlik hierdie ding gedoen. Hy het altyd so gesegde gehad, as mense nou die Christene bykom, of so aan, of jy weet mos nou in gesprekke, jy weet jou stupid Christene, ag, hy ou rot, of die ou leiers van die Christene, jy weet, hy ou spul, so, dan kom hy altyd een of ander tyd, as die ouens nou goed warm gepraat, en dan kom hy en sê hy, mens moet nie met daai ouens sukkel nie, want hulle hoofkantoor sit baie hoog. En dis die waarheid. Dis eintlik net 'n ander manier om te sê wat 1 Petrus sê. Sê, mense, julle met julle ander waardes as die wêreld, het die beste tuiste. Aanvaar dat julle anders is. Julle hoef nie te werk om deur die wêreld aanvaar te word nie. Hulle kan nie. Want hulle kan nie verstaan dat iemand sulke waardes kan hê nie. Ons kon dit ook nie verstaan toe ons nie Christene was nie, as ons nou later tot bekering gekom het. Toe kon ons dit ook nie verstaan nie, totdat die groot verandering gekom het. Dit is die eerste ding wat hy sê. En daarom het ons dit ook gelees. Wees heilig,
Want hy wat julle geroep het, is heilig. Julle verander nie julle waardes om in te pas by mense wat nie julle waardes het nie. Julle bly by die waardes wat julle van Jesus Christus gekry het. Dis die eerste ding wat hy sê. En dan sê hy, en daarom moet julle mooi na mekaar kyk. En ek is nogal bly dat die Here dit in ons gemeente doen. Dis 'n geweldige saak. Hierso word dit so ernstig geneem, dat ons mooi na mekaar moet kyk. Dat ons mekaar moet ondersteun, en dat ons mekaar moet help, en dat ons mekaar moet lief hê. En onthou nou tog maar weer, lief hê is nie om 'n warm gevoelletjie vir mekaar te hê nie. Lief hê in die woord van God is om reg op te tree teenoor iemand anders. Dan het jy hom lief. Al het jy geen aanklank by sy of haar persoonlikheid nie, al is sy of haar karakter vir jou snaaks, al is sy of haar grappies vir jou nie, jy's iets waarvoor jy lag nie, maak nie saak nie. Jy tree nog steeds reg op teenoor hulle. Want die Here het in sy wet mos nou gesê, hier's dit, dis praktiese goeders, tree so op, want dis liefde. Tree reg op teenoor mekaar. So, terwille van die saamwees. Natuurlik is dit nou iets wat na moet gekyk word, en jy kan sien in die briewe van die Nuwe Testament, daar moes gedurig daaroor gewaak word, dat binne so die groep van die gelowiges in die tuiste waar ons is, daar allerlei goedjies kan ontstaan van, ons kan nou nie meer dit aanvaar van julle nie, en nee, ek hou nie van jou nie, en ons gaan nou stry, en ons gaan nou rusie hê, en ons gaan mekaar nou uit mekaar uitskeer, daai soort goed. Maar gelukkig gee die Here ook daai gawe van ouens in die tuiste van die gelowiges, wat weet hoe om daai goeders rustig te maak, en daai goeders nie verder enigiets te laat veroorsaak nie. Want ons bly reg op die teenoor mekaar. Dis die tweede ding. Eerste ding, bly by julle waardes, want julle weet waar het julle dit gekry. Tweede ding, kyk mooi na mekaar, want dis julle tuiste. En dan die derde ding, hoe moet ons dan nou interaksie met hulle hê? Sê, as jy 1 Petrus gaan lees, gaan jy al die goed sien, dis hoekom ek sê, gaan lees hom 'n bietjie, hy's lekker. Jy kan nie hele brief hier lees nie. Gaan lees hom en dan sien jy, hy sê, teenoor hulle, tree jy op, tree jy ook reg op. Al is dit ouens wat nie teenoor jou reg optree nie, jy tree reg op. Jy gaan besteel hom nie, omdat hy wêreldse waardes het nie. Jy gaan, vertel nie kinderstories oor hom wat nie waar is, net omdat hy ander waardes as jy het nie. En dan sal hy nog meer op sy rug val eintlik. So hy sê, jy is in hierdie wêreld, en as jy in die wêreld inbeweeg, en jy is in die gesprekke, en jy kuier by die familie, en jy is by die werk, dan praat jy nog steeds jou waardes. Dis soos jy interaksie met hulle het. En ons ken mos ons Here Jesus se voorbeeld. Die sout. Die sout lyk of hy so verdwyn, maar uiteindelik 'n ongelooflike invloed. En dan sien jy dit nogal by party kerklike organisasies. Hulle besef, die belangrikste saak vir die kerk in sy kontak met die wêreld is sy invloed. Mense het dit al baie gesien. Mense sien dit op plekke dat dit lyk of die kerke hulle self maar eintlik prys gee. Dan sê die wêreld, ja, sien jy daar, kerk is besig om te verdwyn. Maar as jy nou mooi kyk, dan sê jy, nee, hy gee allerhande wêreldse goed wat vir die wêreld belangrik is. Super geboue, super blink, allerhande aankoop goedjies, allerhande goedjies, sterretjies wat skitter en ligte wat flikker en al daai. Hy gee dit alles prys. Dan sê die ons, sien hulle kan nie meer nie. Sien jy, hulle is besig om te verdwyn. Kyk jy net verder, dan sien jy daai ons wat dit prys gegee het geweet, die invloed lê op 'n ander vlak. En dan sien jy hulle invloed, waar hulle kom. Dan weet jy dit is so. Die laaste, dis nou die laaste broers en susters, die heel laaste is, waar is die ouens? Waar is daai Christene van die brief, wat in die brief aangespreek word? Hulle is in Klein-Asië, Turkye, Iran, Syrië, daar rond. Ek vat nou maar net 'n baie breë ding. Waar kom hierdie brief vandaan? Ons is nou almal baie mooi seker, dis 'n groep gelowiges rondom Petrus in Rome. Rome is deur van Klein-Asië af. En hulle skryf vir hulle broers en susters
in Klein-Asië. Dis nog die wonderlikste hierso. Hulle sê, broers en susters, julle in Klein-Asië, julle het spanning, want julle waardes is anders as die waardes van julle omgewing. Hulle sê, onthou, julle het ook broers en susters in Rome, wat julle waardes het. Moenie bekommerd wees nie. Ons is die wêreld vol. En jy kan dit maar weet. Daar is mense in Europa wat jou waardes het. Maak nie saak wat die nuus vir jou wil vertel oor hoe sleg daai ouens is en hoe vrot hulle waardes is en blablabla. Ons is op 'n stadium toegegooi met dit. En dan kom jy daar, dan val jou kakebeen op die grond van verbasing as jy sien, nee, maar my broers en susters is ook hierso. Tussen al die ander ouens. Dan kom jy in die VSA, dan kom jy in Australië, dan kom jy in Nieu-Seeland, waar al ons mense nou is, baie van ons mense, en hulle gee jou al die terugvoer, dan skakel hulle in by kerke. Myne nie. Ja. Nou broers en susters is die wêreld vol. En die heel mooiste in daai fliek, Risen, vir my, as jy nog nie Risen gesien het nie, sal ek net gou sê wat dit is, ek wil nie, dis mos nou die einde. Risen is 'n fiktiewe ding, maar die boodskap is fantasties. Pontius Pilatus het nou gehoor, daar loop 'n storie rond dat hierdie Jesus wat gekruisig is, opgestaan het uit die dood. En hy is baie ontsteld, want hy moes nou juis gekruisig word, want die Jode het begin roer, en die Jode het opstandig geraak, en net nou is hy weer 'n opstand, en as die keiser kwaad vir hom, dat hy die plek nie kon beheer nie, en daarom het hy maar gesê, ja, dan moet jy hom maar teregstel. Nou vertel hy ons, hy het opgestaan, daar gaan hy roeringe nou weer begin. En hy kry die centurion, Romeinse offisier, en hy sê, vind uit wat gaan aan hierso. Vind uit wie is daai ouens wat daai storie versprei, dat ek hulle kan uithaal, voor daar nou weer revolusie hier rond is, wat ek nie wil hê nie. En dan soek die ou dit nou, en hy soek nou, en hy soek nou, en dan begin hy van hierdie apostels kry, ek weet nou nie wat die apostel het was nie, julle sal in die fliek sien, en die wat hom sien, het sal dalk onthou. Maar het seker de mekaarige hare, jy weet, is al van daai wat so opgewonde oor allerlei goedjies snaaks praat, jy weet, hy swaalf emosioneel, en sy verstand kry nie sy tong met dwang gebring, voor hy praat nie, en so on. Hulle is ook ons broers en susters. En dan staan hy daar, dan sê die centurion vir hom, weet jy waar is hierdie ouens wat hulle self Christene noem, wat hierdie storie versprei, dat Jesus uit die dood opgestaan het? Dan sê hy, ja, ek weet. Dan kyk hy vir sy onderoffisiere, hier maak ons vordering, hy sê, waar is hulle? Dan staan hy so rustig en sê hy, oral. En daar sê, jou broers en susters, met dieselfde waardes as jy, is oral. Jy sien hulle nou nie almal nie, jy sal in jou hele lewe, baie van hulle die meerderheid nooit ken nie, maar oral, Rome, Klein-Asië, die Here gaan voort met sy mense op hierdie aarde. Jy is nie alleen nie. Die hele wêreld vol is nie alleen nie. Jy het 'n tuiste wat vir jou geskep is deur jou Here, van wie jy jou waardes gekry het. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, dankie Here dat U ons Here Jesus gestuur het, om ons te red van ons sonde. Dankie dat U die Heilige Gees gestuur het, om in ons te wees, en ons hierdie wonderlike wonderwerk te laat beleef van geloof in U. Dankie vir die tuiste wat U vir ons geskep het in hierdie wêreld. Dankie dat ons so dadelik kan agterkom die wonderlike waardes van ons broers en susters wat hulle ook by U gekry het. Sodat ons vir mekaar kan omgee, sodat ons kan bid en bemoedigende woorde kan sê vir mense wat siek is, vir mense wat in ongelukke was, wat operasies kry, mense wat verliese gehad het. Maar dat ons ook vol vreugde kan wees en kan sing en sê, kom saam met ons, kom loof die Here saam met ons. Al hierdie dinge maak ons geweldig dankbaar, Here, teenoor U, ons Here. Amen.
Daar kom ons by ons slotlied, broers en susters. Kom ons staan vir ons slotlied. Die seën bly ons staan vir daardie lied. Liewe broers en susters, julle wat deur die Vader uitgekies is vir hierdie tuiste. Julle wat deur die Heilige Gees geheilig en gehoorsaam gemaak is aan sy waardes. Julle wat met die bloed van Jesus besprinkel is om julle te bevry van julle sonde. Die Here sal met julle wees, julle wat in Christus is. Amen. Ons aanvaar jou in die liefde van ons Heer. Daar is vrede waar sy liefde ons begeer. Mag dan al wat sien, dat jy die Here dien, ook begeer om van sy liefde meer te leer. Ons aanvaar jou in die liefde van ons Heer. Ons leef vir al die ander wêreld. Ons
ek nou